oor wie en wat Jesus Christus is, het omtrent al wat 'n ateïs, veelgoder, universalis en quasi-teoloog deesdae 'n eier kie te lê. En is quasi nie 'n mooi beskrywing vir baie godsgeleerdes nie. Quasi is 'n bywoord wat gedefinieer word as skynbare, speelse, voorgee, asof, sogenaamde godsgeleerde of teoloog of wyse of wat ook al. As jy die skrif begin ondersoek, dan ontdek jy dat die meeste eierleers en kerkmense en selfs predikante en teoloë nie die vaagste benul het met wie hulle te doen het in God die Vader en in sy Seun Jesus Christus nie. Jesus, die seun van Maria die maagd uit die stam van Juda. Is baie meer as die baba aan die krib en die man aan die kruis. Die sogenaamde predikante wat verklaar hulle is deesdae byna op 'n daaglikse basis in die hemele aan toer saam met Jesus en voor God, het nog minder enige idee van hom, behalwe dit wat leef in hulle eie egoïstiese fantasieë. As jy lees en oplet, sal jy ontdek dat die ganse Bybel Christosentries is. Die ganse boek draai om God se openbaring van homself aan ons in en deur Jesus Christus. Van Genesis 1 vers 1 tot met Openbaring 22:21 is die fokus op Jesus Christus. Hy is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Dis sy storie. Die seun van God, in wie God die Vader 'n welbehae het, is die hoofrolspeler in die Bybel. Hy is die sterattraksie. Die een wat uittroon bo al die ander. Groter is Abraham, groter is Moses, groter is Dawid, groter is Salomo, groter is al die profete, groter as al die apostels, groter as die ganse skepping, groter as alles en almal in die hemel en op aarde. Groter as al die apostels, groter as die engele, enige ander mens en skepsel. Groter as Abraham, sê hy. Abraham is aartsvader van beide Israel en die Islamiete. Hulle roem in hulle oorsprong hulle geslagsregisters. Klomp Afrikaners wat deesdae ook dink hulle is iets besonders, want hulle is blykbaar die nageslag van Abraham. En 'n vriend van God was Abraham wel, maar hy was veel kleiner en minder as Jesus Christus. Jesus sê vir die Jode, Abraham, julle vader, het hom verbly of verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en hom verbly. En die Jode, anders as baie moderne teoloë, verstaan onmiddellik wat hy bedoel het en reageer met, is nog nie 50 jaar oud nie. En u het Abraham gesien? Hulle verstaan onmiddellik, hy sê hy kom van daar af. En Jesus verklaar, voordat Abraham was, is ek. Johannes 8:58. Toe begin hulle klippe soek, omdat hulle verregaande is van hom om te sê, Abraham het hom gesien, hy het Abraham gesien, hy was voor Abraham reeds daar, en hy is net 50 jaar oud. Beteken hy dink hy is God in hulle gedagtes. En hulle is reg, hy is God. En ons sluit in daarby, Hebreërs 7:1-22. Jy kan alles lees, maar daar word gepraat van Melchisedek. Hierdie man, Melchisedek,
was koning van die stad Salem. Nou die stad Salem is in alle waarskynlikheid dit waarvan Paulus in Galasiërs praat. As hy praat van Jerusalem hieronder, is in slawerny tot vandag toe. Ek kan maar net kyk op die TV, op die nuus. Hy sê, maar Jerusalem daarbo is vry. Dis die moeder van ons almal, dis al die wedergeborenes, almal wat soos Isak uit God gebore is. Hy is hoof, die koning van daardie stad. Die stad waarvan Jesus in die ewigheid die koning is. Die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel neerdal volgens Openbaring uiteindelik. Melchisedek was priester van die hoogste God. Hy het 'n sekere orde, geen begin, geen einde, geen vader, geen moeder. Hy's vir ewig priester, presies wat Jesus is. Melchisedek het Abraham ontmoet toe Abraham teruggekom het, nadat hy die konings oorwin het. En Melchisedek het Abraham geseën, en Abraham het vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee wat hy teruggebring het. Alles wat jy oor Melchisedek lees, en hy word 15 keer in die Bybel genoem, is moeilik om te sien dat behoorlik aan enige iemand anders as Jesus Christus toegedig kan word. Geen gewone aardse koning bly priester vir altyd nie. Geen gewone mens sonder vader of moeder nie. Geen gewone mens bestaan in die krag van onvernietigbare lewe nie. Jesus is groter as Abraham, en Abraham het Jesus Christus gedien. Jesus is groter as Moses. Wat? Baie groter. Toe hulle die vrou wat in oorspel betrap is in Johannes 8 na Jesus bring en vra wat hy te sê het, moet met haar gebeur, aangesien Moses gesê het, sy moet met klippe gegooi word, sy moet gestenig word tot sy dood is. Toe reageer hy met sy vinger. Hy skryf op die grond. Hy verduidelik vir hulle, so stil met sy vinger. Hierdie vinger het die wet van Moses vir Moses op klip geskryf. Hierdie vinger is ook die een wat genade uitdeel, vergifnis uitdeel, verlossing uitdeel. Toe hulle dit nie probeer verstaan nie, want hulle oë is verduister, hulle sien nie, hulle hoor nie. Toe gee hy 'n uitnodiging. En in sy uitnodiging vind hy almal van hulle skuldig en strafbaar met steniging. Hy sê die een van julle wat sonder sonde is, en hulle verstaan onmiddellik. Nie sonder ou wit leentjie hier of verneek 50% van hulle tiende nie. Nee, hulle verstaan onmiddellik. Julle het met julle oë die wet oortree en oorspel gepleeg. Julle is nes sy skuldig. So die een van julle wat sonder dit is, laat hy die eerste klip gooi, en toe verdwyn hulle almal skietlik, bestraf deur hulle gewete. En dan in Matteus 28:18 verklaar Jesus, alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee. Moses het nooit alle mag op hemel en aarde gehad nie. Hebreërs 3 sê dat Jesus meer heerlikheid waardig geag is as Moses. Moses was 'n diensknegt in God se huis. Jesus is die bouer van God se huis, staan daar geskrywe. Hy's die owerste, die heerser oor die huis, en dis baie meer eerwaardig, baie groter as Moses. Hy's groter as Dawid, die beroemde, befaamde koning van Israel. Hy wat Israel se beste tye ingebly het. Openbaring 22:16 sê Jesus, ek is die wortel en die geslag van Dawid.
Dis twee dinge. Die skepper, die oorsprong, waaruit Dawid voorgekom het. En ek is sy nageslag uit hom uit voorgekom. Jy sien, seun van Dawid was 'n profetiese messiaanse titel. En hy word dit genoem tot frustrasie van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Want as jy hom die titel toedig, verklaar jy hy's die Messias. Geen ander een as die Messias word genoem die seun van Dawid nie. Die seun van Dawid is geallokeer aan die komende koning en priester en heerser oor Israel, wat op die troon van Dawid gaan sit. Die blindes langs die pad roep uit: Wees ons barmhartig, Jesus, seun van Dawid. Daai blindes besef wie hy is. Die fariseërs was blind. Blindes kon sien en siendes was blind. Hulle kon nie hoor of sien wie Jesus is nie. Die oomblik wat jy sê Jesus seun van Dawid, dan sê jy hy's Dawid se God. Psalm 110 vers 1. Hy's die een wat ewig op Dawid se troon gaan sit. Jy kan maar Psalm 110 lees oor wie Jesus is. God, priester vir ewig, soos Melchisedek op die troon. Mens kan gerus ook Psalm 2 lees. En let op wat die wêreldse stelsel poog, of dan te vergeefs poog, om aan God se gesalfde Jesus Christus te doen. En dan kan jy doen wat aanbeveel word aan die einde van Psalm 2, wanneer hy sê, kus die seun. God se gesalfde, buig voor hom neer, dien hom, onderwerp jou aan hom, voordat hy opstaan en die volke begin straf met die ysterscepter. Hy's groter as Salomo. Salomo wat so wys was, nooit 'n wyse man so Salomo nie. Lees gerus Matteus 12:39-42 en sien dat Jesus is groter as Jona en as Salomo. En wyse manne en vroue sal soos die koningin van Skeba uit haar pad gegaan het om Salomo te ontmoet, uit hulle pad gaan om Jesus te leer ken. So sê Jesus in vers 42. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Lewe na die dood. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Interessante goed, maar in elk geval, groter as die apostels. Almal wat so aan apostolitis, titelitis ly. Almal wat so aan profetelitis, titelitis ly. Dis 'n siekte van die ego. Moet dalk kennis neem van die apostel Jakobus, die broer van Jesus Christus en leier van die kerk in Jerusalem na die opstanding van Jesus uit die dood. Jakobus identifiseer homself nie met die apostel van Jerusalem en broer van Jesus Christus nie. Nee, hy het verstaan wie sy boetie is. Hy het baie mooi begryp wie sy broer is en wie hy self is. En pragtig nederig stel hy homself bekend. Jakobus 1 vers 1. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here
Jesus Christus. Fenomenaal. Hierdie man verstaan dat sy ouer broer nie net sommer sy ouer broer is, sy boetie. Hy verstaan, hierdie oudste seun van Maria is die seun van God. Hy is die Here, Jesus Christus. Hy is groter as die engele. Al die engelsoekers wat so op RSG deesdae word daar gepraat oor engele. Jy moet ontdek van die engele saam met Amorei. Moet kennis neem van Hebreërs 1. Wat verklaar dat Jesus 'n titel dra wat geen engel ooit beskore was, is of sal wees nie. Hy is uitnemender as die engele. En God die Vader sê, al die engele moet Jesus aanbid. En engele is slegs boodskappers. Apostels. Apostel is 'n boodskapper. 'n nuusdraer. Nie 'n titel nie, dis 'n job. Hulle bring net die boodskap. Hulle moet Jesus aanbid. En dan praat God verder. En God die Vader sê in vers 8, aangaande Jesus. U troon, o God. Onthou nou, dis God die Vader wat praat van Jesus. En hy praat met Jesus en hy sê vir hom, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk. Psalm 2 se einde, die scepter. Sy scepter is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En God sê vir Jesus, u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves. Hy is die oorsprong van die aarde, soos hy die wortel van Dawid is. En die hemele is die werke van u hande. Elke een behoort te weet wie Jesus werklik is. Ons het pas begin met wie hy is, maar weet dit, elke knie sal buig. Elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. 'n Mens moenie wag tot dan wanneer dit afgeforceer word en jy nie keuse het nie. Beste is nou. Bekeer jou tot hom en kroon hom Here van jou lewe. Koning van die konings, Here van die Here, Saligmaker van die wêreld en die ewige regeerder wat met 'n ysterstaf en 'n regverdige een gaan heers. Tereg sê die liederdigter, oh, how I love Jesus. Hy is bewonderingswaardig, hy is aanbiddingswaardig. Sy naam is die soetste naam in engelekring. Jesus, Jesus, Jesus. Dankie dat jy na my luister. Mooi loop in vrede. Amen.